Was jy al teleurgesteld toe dinge nie uitwerk of uitgewerk het soos jy gehoop het nie? Natuurlik was jy. Ek dink ons almal was al daar en is teleurgesteld. Veral as jy hoop en planne het en jy belê tyd en energie in 'n ding en dan werk dit nie uit soos jy gehoop het. Daardie oomblik wanneer 'n deur toe gaan en jy dink, Here, hoekom? Waar is hy? Hoekom werk hierdie dinge net nie vir my uit nie? Dis gewoonlik juist dan wanneer ons emosies eintlik maar oorneem en ons begin wonder baie keer of God regtig raak sien, of hy betrokke is, of hy eintlik omgee, of hy dalk net stil gebly het en onttrek het en in die tyd toe ons hom die nodigste gehad het. En as ons eerlik is, dis maklik om in sulke tye ons vuise te bol en net hemel toe te swaai en te sê, Here, waar is U? U is duidelik nie lief vir my nie, U is nie betrokke nie, U is seker nie daar nie. Maar dan hoor ons Jesus se woorde en iets begin stadig skuif in ons denke. Jesus sê vir ons in Openbaring 3 vers 8 die volgende: Kyk, ek het vir jou 'n deur oopgemaak wat niemand kan toemaak nie. Daardie woorde sê meer as wat ons soms raak sien, want as Jesus 'n deur oopmaak, geliefde, dan kan niemand dit toemaak nie. En as hy 'n deur toemaak, is dit nie omdat hy afwesig is nie, maar omdat hy eintlik maar net vooruit sien. Jy sien, ons het beperkings as 'n mens, as mense. Ons sien in die oomblik. God sien die uitkoms. Hy sien die hele prentjie. Ons sien die geleentheid en God sien die prys wat dit my en jou gaan kos as ons deur die verkeerde deur sou loop. Ons sien wat ons graag wil hê, maar God sien wat ons nodig het. Mettertyd, as jy eerlik is en jy kyk terug, sal jy dalk besef, soos ek al baie keer in my lewe moes besef, dat daardie verhouding of daardie werk, daardie plan wat ek gehad het, daai sou my skade gemaak het en dit sou jou dalk skade gedoen het. Al het jy destyds gevoel dat hierdie is reg, hierdie is eintlik die Here, maar dit was nooit reg die Here nie. Dis nie die deur wat hy vir jou oopgemaak het nie. Dis nie altyd maklik om toedeure te aanvaar nie, maar dis eintlik 'n teken van geestelike groei. Wanneer jy en ek kan sê, Here, dankie dat U my beskerm het, selfs toe ek dit nie heeltemal verstaan het nie. Dankie vir daai toedeure wat U het my verhinder om myself net te beskerm vir myself. Dankie, Here, dat ek besef U was nie stil nie. U was eintlik betrokke. U het eintlik gelei, U het eintlik gesorg. Miskien is hierdie nuwe jaar nie 'n tyd om te vra watter deure gaan oop nie, maar om dalk te leer bid, Here, help my om op U wysheid te vertrou wanneer 'n deur dalk toegaan, want U is die een wat hom toehou. Geliefde, môre in ons laaste oordeenking van die week gaan ons fokus op wat regtig saak maak wanneer ons die nuwe jaar binnetree of instap. Vandag wil ek jou wel net aanmoedig om in hierdie gedagte rus te vind. Toedeure is nie altyd teleurstelling nie. Baie keer is dit God se genade. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die genade van toedeure. Wanneer ons terugkyk oor ons lewens en meer as en verder terug as in 2025 en ons is eerlik, gaan ons dalk baie keer sien dat U situasies verander. U het deure doelbewus toegemaak of U het in proses met ons gekies om 'n deur nou finaal toe te maak. En daai toedeur is baie keer net U beskerming en U genade. En daarom wil ek opnuut vir U dankie sê vir elke deur wat al toegegaan het in my lewe en in ons lewens, want U is eintlik net besig om ons te beskerm. Here, wanneer ons kyk na deure wat gaan oopgaan in 2026, mag ons soek vir deure wat U oopmaak en nie wat ons self oop probeer forceer nie, want in daai spasie en daai manier leer ons om te onderskei en te beweeg in U vrede, want ons beweeg in U perfekte wil. Dis my gebed vir ons, Here, dat ons sal gaan deur die deure wat U vir ons oopmaak en dat ons sal dankbaar wees vir die deure wat U vir ons toemaak. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.